Soveel so dat Satan eintlik relatief bekommerd was daaroor. Ons praat van 'n kind wat nog nie eens kan praat of wat net gebore is. En hier kom mense van 'n verre land met baie duur geskenke. Jy kry hierdie klomp sterrekykers of magi in Engels wat nou van die ooste afkom en hulle bring geskenke na Jesus toe of na die Jesus kind toe. Eindelik bring hulle geskenke na 'n koning toe wat gebore is. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers in die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Want hulle vraag was: waar is die koning van die Jode wat gebore is? En verkeerdelik gaan hulle toe na Jerusalem toe om die koning daar te gaan soek. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy in Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe, en jy Bethlehem, gebied van Judea, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Maar hulle het iets gesien in die gees. Nou, meeste mense wat nou hierdie ding interpreteer, sê dat dit was nie in die krib gewees toe die baba gebore is dat die wyse manne verskyn het nie. Maar dit was eers 'n paar maande later. En dis ook nie te sê daar was net 3 gewees nie. Hulle sê dit was 'n groot groep, want toe die groot groep aankom van die verre ooste af, of van die Midde-Ooste, van waar hulle ook al gekom het, toe was Herodes bietjie bekommerd daaroor. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde gaan bewys." Die lig was nie van so aard dat dit hulle reguit na die Jesuskind toe gelei het nie. Hulle sê daarso, nadat hulle met die koning aangehoor het, het hulle vertrek en gekyk. Die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei, totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Okay. Dit is nie die môrester nie. Nee, dit is nie die môrester nie, dit is 'n bonatuurlike, Dis 'n lig, geestelike lig wat hulle gelei het. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei, totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Onmiddellik was daar iets wat in die gees gebeur het. Daar was 'n geestelike fenomena wat gebeur het. Maar wat interessant is as hulle nou sê die kindjie wat gebore is, 'n kindjie is onder 1 jaar oud. Ja, Maar hoekom maak hy kinders van 2 jaar af oud dood? ek weet nie, Annelie, miskien was dit Dit tyd geneem. miskien het dit tyd geneem vir die wyse man om daar aan te kom. Miskien was dit nie meer die kribbabietjie nie, maar dit was al 'n toddler. Nee, dit moet wees, hoor. Dit moet wees dat die baba, of dat hulle nie 'n baba gesoek het nie, maar 'n toddler. Want hoekom maak hy kinders dood Van wat 2 jaar. onder 'n sekere ouderdom is? 2 jaar en onder. Nadat hulle vertrek het,
het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." Ja, en maar wat vir my nogal significant is van die stuk, nê, is dat die geskenke wat hulle bring, waardevolle geskenke was. Dit's goud. Nou goud het nog nooit sy So met waarde ander verloor woorde wat nie. jy vir my sê is, as die kind nou ouer as 'n kribbaba was, was hulle die heeltyd in Bethlehem, het hulle heeltyd in Bethlehem gebly. Maar dit blyk vir my so, dit blyk vir my so hulle nou, ja, of hulle nou daarna toe verhuis het vir 'n tyd. Hoe anders? Nou anders, want hulle was nie terug Nasaret toe nie. Nee, want hulle het hom in Bethlehem gaan soek. Hulle het hom in Bethlehem gaan soek, so hulle moes Miskien het hulle familie daar gehad. ja, so met ander woorde, toe die babatjie gebore is in Bethlehem, Ja, het hulle daar gebly, en toe het die wyse manne gekom en die geskenke gebring, en toe die Here aan Josef verskyn in 'n droom en gesê, gaan Egipte toe. Die Herodes is besig om hulle te soek. Ja. So met daai goud en wierook en mirre wat hulle gekry het, kon hulle karavane regkry en trek, Dis amazing, hè? en in Egipte gaan bly, wie weet waar in Egipte. Ja. Kon hulle daar gaan bly en heeltemal uit die streek uittrek waar die gevaarsone was. Ja, hulle het hulle geen resources gehad nie, en toe bring die Here vir hulle goeders, resources. Ja, soos wat jy nou? sê, weet hulle dalk by familie gebly wat vir hulle gesorg het. Ja, Daai tyd het mense sulke goed gedoen. ja. Maar wat amazing is, nê, is dat hulle kom soek 'n koning. So die Here moes aan hulle verskyn het van waar hulle vandaan kom, Ja, om vir hulle te sê, hoorie, daar's nou 'n koning gebore. Nou wat hier's nou die interessante ding, nê. Hierdie ou Herodes, wat weet jy van hom? net dat hy baie wreed is om babas dood te maak, en ek dink hy's 'n baie bloeddorstige man. En hy's 'n baie bekommerde man om so 'n drastiese stap op te neem. Hy moes baie geïntimideer gevoel het deur hierdie koning van die Jode. Ja. Maar ek het so 'n klein bietjie opgelees. Hy was 'n baie hoe sal ek sê, connected ou gewees met die Romeinse regering. En hy het Jerusalem opgebou, en ek dink is omtrent 20 voor Christus het hy die tempel oorgebou. So die Jode was aan die een kant lief vir hom gewees, maar hulle was ook bang. Maar hy het hulle kwaai getakseer. Hy het die hele stad van Jerusalem eintlik opgebou. En ja, dis amazing hoor. Maar hy was neuroties. Die geskiedenis sê vir ons dat hy sy vrou doodgemaak het, Marian. Hy het die se ma doodgemaak. Hy het sy oudste seun laat vermoor, en 2 van sy ander seuns laat vermoor. Hy was totaal neuroties, so jy kan verstaan dat hy die babas doodgemaak Hierdie jong het. koning wil hy doodmaak, want hierdie koning gaan hom van sy troon afkry. Ja, want onthou, hy het hierdie invloed gehad by die Romeine, en hy was bang dat hierdie nuwe koning wat nou gebore is, Van hom uit sy stoel uittrek. of sy nageslag uit die stoel uittrek, en dat hy sy posisie gaan verloor met die, Nou, hy het nie veel van 'n nageslag as hy sy kinders en sy vrou en sy almal doodmaak nie. nee, hy het nie veel van 'n nageslag nie. Maar onthou, ek weet nie hoeveel kinders het hy gehad nie, hoeveel vrouens het hy gehad nie. Hy het Ja, net maar ek toe- dink hy sal, dit is maar net 'n jaloesie. Hy sal die sterkstes doodmaak. Ja, Die wat nie koning materiaal is nie, sal hy nie aanraak Ja. nie, maar die wat sy oppositie kan wees, sal hy doodmaak. ja. En dit is mos wat 'n mens doen wat jaloers is. Hy wis daai goed uit wat vir hom 'n bedreiging is. Ja, en toe gaan hulle Egipte toe. Ja, wonder waar in Egipte het hulle gebly. Ja. Maar nou wonder ou ook, jy weet, of dit so belangrik was vir God dat hy moes die weelde in die skatte of die lewenstyl, miskien het hulle beter lewenstyl daar gehad met al die goud en mirre wat hulle Ja, gehad het. Egipte was 'n bitter ryk land gewees op daai stadium. Miskien nie.
Miskien nie, ek weet nie. Ons Miskien nie, want kyk ons is nou nie meer in die tyd van die farao's nie. Nee, ons is nie meer in die farao se tyd. Exactly. Maar dit was nog steeds 'n plek waar mense gaan het vir ontvlugting. Soos hulle nou. Ja. Baie interessant. Sjoe, ek sal graag wil weet waar het hulle gebly. Ja, want ons was mos nou al in Egipte gewees. Ons het mos nou gesien hoe dit daar lyk. Interessante plek. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur die profeet gesê het: uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het: 'n gekerm word in Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Okay, baie dankie dat julle gekyk het. En kyk vir die kamera, Annelie. Ja, baie dankie. Ons praat weer verder.